Jan in die boontjierank. Jan en sy mamma het alleen in 'n klein huisie op 'n plaas gebly en hulle was baie arm. Een môre toe Jan hulle bok wou melk, het die arme ou bok niks melk gehad nie. Dan moet jy die bok maar mark toe neem en verkoop, het sy ma gesê. As die bok nie melk het nie, kan sy nie hier bly nie. Jan wou nie graag die bok verkoop nie, want hy was lief vir haar. Maar hy het gemaak soos sy mamma gesê het en die bok mark toegeneem. Hy het vir almal gevra of hulle nie die bok wou koop nie. Wil iemand nie my bok koop nie? Het Jan gevra. Sy het nie meer melk nie, maar sy is sterk en gehoorsaam. Maar niemand wou 'n bok hê wat nie melk het nie. Toe het daar 'n boer na Jan toe gekom en gesê, ek hou van jou bok, seun, hoeveel geld wil jy vir haar hê? Soveel as wat ek kan kry, was Jan se antwoord. Dan sal ek jou veel meer gee as wat die bok werd is, seun, het die boer gesê. Toe gee die boer vir Jan 'n handvol boontjiepitte. Dis nie sommer gewone boontjies nie, hoor, het hy gesê. Dis boontjies wat jou eendag baie ryk sal maak. Jan het die bok vir die boer gegee, die boontjiepitte in sy sak gesteek en huis toe geloop, waar sy mamma vir hom gewag het. En wat het jy toe vir die bok gekry, Jan? Wou sy mamma weet. Boontjiepitte, mamma. Boontjiepitte is wat ons sommer baie ryk gaan maak, het Jan geantwoord. En toe vertel hy vir haar wat die boer by die mark vir hom gesê het. Maar sy mamma was baie kwaad en het die boontjiepitte sommer by die venster uitgegooi. Dis sommer gewone ou boontjies, het sy gesê. Jy was baie dom, Jan, en die boer het jou gekil. Daardie aand het Jan en sy mamma die laaste kos in die huis geëet, 1 aardappel en 'n bietjie water. Die volgende môre toe Jan opstaan, was hy skoon verstom, want daar voor die venster waar sy ma die boontjiepitte uitgegooi het, was 'n groot boontjierank. Dit het so hoog gegroei, dat dit bo in die wolke weggeraak het. Die boer het mos gesê, dis nie sommer gewone boontjiepitte nie, het Jan gedink, en hy was baie bly oor die groot boontjierank. Jan het dadelik teen die stam van die boontjierank begin opklim, want hy wou van die groot boontjies pluk om te eet. Maar al die boontjies was net te ver om by te kom en hy het al hoër en hoër geklim. Naderhand het hy so hoog geklim dat hulle huis daaronder op die grond so klein was dat hy dit byna nie kon sien nie. Maar hy het aanhou klim en klim, want hy was honger en wou graag 'n paar boontjies pluk om huis toe te neem sodat sy mamma ook daarvan kon eet. Met eens was Jan bo by die top van die boontjierank en hy was tussen die wolke. Die wolke was hard en hy kon op hulle loop sonder om deur hulle te val. Toe sien hy 'n ou vroutjie eenkant op 'n wolk sit. Kom hier na my toe, seun, het die vroutjie na hom geroep. Die vroutjie het net soos Jan se ouma gelyk en hy was nie bang vir haar nie. Toe loop hy tot by haar. Ek wag al baie lank dat jy moet kom, Jan, het die vroutjie gesê. Ek het jou pappa geken. Hy was 'n goeie man en het 'n klomp geld vir jou en jou mamma gespaar, maar op 'n dag het die slegte reus gekom en al die geld gesteel. Jan was baie kwaad toe hy dit hoor. Waar is hierdie reus? Wou hy weet. In die kasteel daar voor ons, het sy geantwoord en met haar hand gewys na die groot kasteel wat agter die wolke uitgesteek het. Gaan soontoe en gaan haal die geld wat die reus daar wegsteek.
Maar jy moet baie versigtig wees vir die reus sodat hy jou nie vang nie. Maar as jy weer by die boontjie-rank kan uitkom, sal jy veilig wees. Jan het vir die vroutjie dankie gesê vir alles wat sy hom vertel het en het toe na die kasteel toe geloop. En hy wou sy pappa se geld gaan haal. Die kasteel se hekke was oop en hy het versigtig ingegaan. Alles in die kasteel was baie groot. Hy kon nie eers op 'n stoel sit nie en die tafel was so hoog. Hy kon nie eers tot bo op sien nie. Dit het gelyk asof daar niemand in die kasteel was nie. Maar Jan het geweet die reus sou weer terugkom. Hy het besluit om maar na die geld te begin soek. Nadat hy 'n bietjie gesoek het, het hy skielik voetstappe gehoor. So hard dat die paleis se vloer gebewe het. Dis die reus wat terugkom, het Jan geweet, en hy het dadelik plek gesoek om weg te kruip. Toe sien hy 'n groot houtkist teen 'n muur staan. Hy het dadelik binne-in geklim en in 'n hoekie onder 'n klomp ou klere van die reus weggekruip. Ag, dis so lekker om so baie geld te hê, het die reus vir homself gesê. Ek sal dit gou tel om te kyk of iemand nie daarvan gesteel het nie. Jan het die deksel van die kus so 'n klein bietjie opgelig om te kyk wat die reus doen. Toe sien hy hoe die reus 'n sakkie met geld op die tafel uitgooi. En dit was alles goue muntstukke. Terwyl die reus die geld getel het, het Jan 'n slim plan gemaak. Hy het een van die reus se ou hemde in die kus gevat en 'n knoop daarvan afgebreek. Toe gooi hy die knoop uit die kus dat dit voor die reus verbyrol. Toe die reus die knoop sien, het hy geskrik en gesê, "Dis 'n muis! Ek hou nie van muise nie. Hulle sal my geld steel." Toe staan die reus op en steek die sakkie met geld weg binne in die kus waar Jan weggekruip het. En terwyl die reus oral na muise begin soek het, het Jan uit die kus geklim en met die sakkie vol geld weggehardloop. Maar omdat die sakkie vol geld vir die arme Jan eintlik 'n groot, swaar sak was, kon hy nie vinnig wegkom nie. En na 'n kort rukkie kon hy hoor hoe die reus agter hom aankom en hom probeer vang. By die punt van die boontjie-rank het die ou vroutjie nog op die wolkie gesit en wag. "Maak gou, Jan," het sy gesê. "Klim af teen die boontjie-rank so vinnig as wat jy kan." Jan het dadelik begin afklim met die reus agterna. Die sak met geld was swaar, maar Jan het geklim en eindelik was hy weer op die grond. "Nou moet ek net gou 'n byl kry en die boontjie-rank afkap," het hy gedink. Jan het gou 'n byl by die huis gaan haal en begin kap aan die boontjie-rank. Toef, 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 het hy gekap en toe begin die boontjie-rank stadig omval, daar bo uit die lug uit. En kaplaks val die reus ook. Maar hy het so ver geval, dat hy anderkant die berge gelê het, mors dood. Jan se ma het die geraas gehoor en uit die huis gekom om te kyk wat gebeur het. "Kyk, mamma," het Jan geskree en die sak vol goue geld vir haar gewys. "Dis alles onsin, en net omdat mamma gister die boontjiepitte by die venster uitgegooi het." Jan het aan sy mamma alles vertel wat gebeur het, vandat hy die môre opgestaan het, maar sy wou hom nie sommer glo nie. Buite het die groot boontjie-rank dan nou maar net soos enige ander boontjie-rank gelyk, en tog het Jan die sak vol goue geldstukke huis toe gebring. Toe moes sy maar net glo dat alles gebeur het soos hy vertel het. Daarna was Jan en sy mamma nooit weer arm nie. Hulle het alles gekoop wat hulle wou hê, en hulle het nooit weer honger gaan slaap nie. En in die tuin waar die boontjie-rank gestaan het, het hulle blomme geplant en hulle het vir altyd baie gelukkig in hulle huisie gebly.